Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons by naam ken. Here, U woord sê ook dat U weet hoeveel hare daar op elkeen van ons hoofde is. Here, my gebed, Heilige Gees, is dat U met elkeen van ons vanoggend sal wees. Here, laat ons sal begin erns maak met U. Here, laat U my lippe sal seën. Laat U die boodskap wat U op my hart gelê het, dat elkeen van ons vandag sal erns maak daarmee. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens dag sê en welkom by vandag se diens. Daai laaste liedjie, was dit nie awesome nie? Net ek moes gaan kniel het en ek het onmiddellik begin chunk. En ek wil hê julle moet my vergewe, want vir julle wat die eerste keer hier is, my hart is baie klein. En toe ek daai liedjie sing en ek besef net weer eens die woorde. Jy weet, ek het laasweek gedeel ook 'n boodskap wat ek nie voorberei het nie, waar ons sommer net woorde praat. Waar ons sommer net kan sê, sorry. En bedoel ons dit regtig. En vanoggend, Rikus, julle is musiekspan, julle het die regte liedjie gekies. Want jy weet, dit is ook maklik vir my om vir Yvonne te sê, babes, I love you, ek is lief vir jou. Jy weet, dit is woorde wat ons sommer net, baie keer wat ons dit net sê. Maar bedoel ons dit regtig? Weet ons wat ons sê? En daardie liedjie, Here, ek het U lief. Do we really know what we are saying? En sien, en dis hoekom ek trane in my oë kry, want ek dink partykeer sê ons net dinge omdat ons dit sê. Maar my gebed vir elkeen van ons vanoggend is dat dit nie net sal woorde wees nie. Laat dit uit ons hart uit sal kom en dat ons sal weet that Lord, what I am saying is I really and truly love you. En laat die dames, laat julle sal weet dat ons as mans lief is vir julle. Maar laat God eerste kom voor julle. En mans, dat julle sal verstaan dat ons vrouens lief is vir ons. Maar God kom bo, ek en jy. Amen. Ons het laasweek ons Kerssangdiens gehad en was dit nie great nie, was dit nie awesome gewees nie. Ek wil net weer eens vir die worship span sê, baie dankie. Dankie vir die effort en die tyd wat julle daarin sit. Dankie vir die effort en die tyd met julle oefeninge wat julle insit om ons elke Sondag te bedien. En kan ek sê dat julle nie net liedjies kies om liedjies te kies nie. God lays those songs on your heart. And they are each and every Sunday, they are so profound that if we give the Holy Spirit the opportunity to talk into our lives, we will walk out here changed. Amen. Wel, ek wil vandag deel oor 'n onderwerp. Waarin dink jy? En elkeen van ons wat vandag hier is, wat vandag na die woord kyk op YouTube of op Facebook, het gedagtes wat ons besig hou. Is dit nie waar nie? Elkeen van ons dink aan iets. En daar is miskien van julle wat hier sit en dink, as ek vandag klaar is by die kerk, moet ek nog gaan skottelgoed was? Of ek moet gaan wasgoed was? En dan is daar ander wat sit en dink, wat gaan ons eet vandag? Ja, kom ons wees eerlik met mekaar. Julle sien baie keer kom ons kom sit in die kerk en ek het altyd gedeel met julle, dis hoekom die voorste kerkbanke leeg is, want hulle het mos altyd gesê die skynheilige sit heel voor in die kerk. So ek sit alleen heel voor want niemand wil, and I'm honest with you, ek is nie skynheilig nie. Maar jy sien, daar's baie van ons wat hierso sit en dink, want jy sit probeer en luister na een ouetjie wat voor julle staan en wat iets probeer sê. Maar ons gedagtes is dan miskien ver weg. En partykeer staan ek hier voor en as ek julle so kyk, dan dink ek hoop so en so hoor wat ek probeer sê vandag, want dit lyk of daai persoon se gedagtes so ver heen weg is. Maar ja, en dan is daar iemand anderste wat saam met ons hier is vandag,
Wie se gedagtes op die woord sal hou? Wie sal fokus op wat ek probeer deurgee aan elkeen van julle? In Jeremia 29 vers 11 in die 53 vertaling sê die woord vir ons: Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En ek weet dat daar baie van julle is wat hierdie skrif ken. Daar's baie van ons wat hierdie skrif ken. As ek vra Jeremia 29:11, dan sê almal vir my dat die Here net goeie dinge vir my dink. Maar hoor mooi wat ek nou wil sê. Wanneer ek en jy hierdie vers lees, hoor mooi wat sê die vers. God weet, gaan kyk daar, God weet watter gedagtes hy aangaande my en jou het. Gedagtes wat God rondom my en jou koester. En hoor weer mooi wat hierdie gedeelte sê. God weet. Hoor mooi, God weet. Die woord sê nie, Jerry, jy het jou Bybel daar voor jou oop. Die woord sê nie, God dink. Die woord sê, God weet. Aan die gedagtes aangaande wat hy vir ons koester nie. Julle sien in ons daaglikse lewe hardloop daar duisende gedagtes deur ons hoofde. Duisende. Daar is gedagtes wat ons van die radio ontvang. Aan advertensies, televisie, en dan wil ek nie eers sê Facebook nie. En as ek julle nou so vinnig 'n boodskapie gaan vra, wie van julle almal is op Facebook? Ja, kom, moenie skaam wees nie, ek gaan nie, ja, Tannie Bertha, net so. Ons almal is op Facebook. Ons almal is op Facebook. Okay, Johan, well done for not being there, want dit vat omtrent die helfte van ons dag, spandeer ons aan Facebook. Kom ons wees eerlik met mekaar. Jy sien, en uit daardie kry ons dan gedagtes. Uit daardie kry ons gedagtes. En dan praat ek nie eers van die advertensieborde. Op die advertensieborde langs die paaie. Jy sien, dis hoekom daar advertensieborde langs die paaie is. As jy in die strate ry, is daar advertensieborde. As jy by 'n besigheid verbyry, is daar borde, is daar iets wat vir jou wys, waaroor gaan hierdie besigheid? Is dit nie waar nie? Daar's nie net 'n klomp blank screens daarso nie. En kan ek noem dat al hierdie advertensies te doen het om ontslae te raak, sodat ek en jy ontslae raak van ons hardverdiende salarisse. You see, that's what it's about. That's what it's about. Die advertensies wil hê jy moet geld uithaal en betaal. Dis waaroor dit gaan. En kan ek ook noem dat ons nie 'n negatiewe en 'n positiewe gedagte op dieselfde tyd kan hê nie. Het jy al daaraan gedink? Jy kan nie 'n positiewe en 'n negatiewe gedagte dieselfde tyd hê nie. Of jy gaan negatief hê, of jy gaan positief hê. Jy sien, ons breins werk nie so dat ons al twee. En dis hoekom ek lag toe die dame vir my gesê het, "Jo, ons as vrouens, ons dink sommer 4 goed op een slag." Toe sê ek, nee, dit is seker so, maar dit, ja, jou brein, or positive or negative at one time. Ek wil graag hê dat julle die volgende sal onthou. En al is dit al wat jy vandag saam met jou neem. Hoor mooi hierdie woorde. Al is dit die enigste woorde wat jy vandag saamneem en wat jy sal onthou, is dit baie belangrik. Om te verander waar ek myself vandag bevind, verg dat ek my denkpatroon moet verander. Hoor mooi, kan ek dit weer sê? Om te verander waar ek myself vandag bevind, verg dat ek my denkpatroon moet verander. Jy sien, as ek nie my denkwyse, my denkpatroon verander nie, gaan ek nog steeds op dieselfde pad gaan wat ek aangaan. And maybe some of you on a positive road. Party van ons is miskien op 'n positiewe pad vorentoe. Maar dan is daar party van ons wat ook op 'n negatiewe pad is. En kan ek ook noem dat in vandag se tye daar klomp lelike dinge gebeur. Jy sien, en as jy gaan kyk na die nuus, dis al die negatiewe goed wat uitgesaai word. Want dis hoe dit hierdie radiostasies, die nuus,
dis waar hulle bestaan. Maar die positiewe goedjies is so min. En dan fokus ons op die negatiewe. En dan verg dit die volgende. Waar kry ek my inligting vandaan? Na wie luister ek? Hoe hanteer ek die gedagtes wat na my kant toe kom? Ek wil graag 'n paar punte met julle deel. Die eerste een is ontvang. Bewaar ek en jy ons gedagtes wat ons elke dag ontvang? Bewaar ek en jy dit? Vandat ons wakker word tot ons weer gaan slaap. Wat maak ek en jy as dit nie in lyn is met God se gedagtes nie? What do we do? Jy sien met al die verkeerde dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur, laat ek en jy vrees toe in ons lewens. Jerry Doreen, I don't want to pick on you. I don't want to pick on you. I know your hearts. Maar tog is daar 'n bietjie vrees in julle. Kom ons wees eerlik. There is fear. Jy sien in elkeen van ons harte is daar ernstig, is daar 'n bietjie vrees. En ek het hier geskryf ook, kan ek vra, dink julle dat God wonder wat hy moet doen? God weet wat hy moet doen, God wonder nie. Wanneer ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7 en 53 sê die woord vir ons, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Julle sien die gees van vrees word uit die pad uit geruim deur 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. So daar is dit. God gee dit vir ons in sy woord. God sê dis daarso. En ek het hier geskryf, bid en die Here sal jou vrede gee. I don't understand it sometimes. Ek verstaan dit nie. Maar as jy bid en jy vra die Here en jy vra vir die Here, Here, gee my vrede, God will give it to you. God will give it to you, but we need to take that first step. We need to do it. Ontleding. Ek en jy moet ons gedagtes wat ons kry ontleed. Het jy ooit 'n gedagte gekry wat jy gedink het, waar kom dit vandaan? Ek het al, sommer 'n paar keer. Where is this thought just pop up? Waar kom dit vandaan? En dit is belangrik dat ek en jy sal verstaan waar ongeregtigheid, ongesonde en negatiewe gedagtes vandaan kom. Jy sien, wanneer ek en jy dit identifiseer, kan ek en jy dit elimineer. Where I know where the wrong things come from, I can eliminate it. As ek op Facebook sit en ek kyk Facebook en ek sien hierdie is besig om my negatiewe goed te gee, I eliminate it. Ek blok sommer daardie persoon of I unfollow wie of wat of hoe. Moet my nie vra hoe doen jy dit nie, ek doen dit partykeer net so. Is dit nie waar nie? As ek 'n movie begin kyk en hulle gebruik die Here se naam uitelik, weet jy wat doen ek? I stop it immediately. I don't want to watch it further. I don't want to. Because why do they always have to misuse my God's name? Why? Dink hulle gaan meer viewers kry? Nee, hulle kry minder, want hierdie ou stop dit onmiddellik. I don't want to go further with it. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 tot in die NLV sê vir ons, die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Dus moet ek en jy elke gedagte gevange neem, en dit ontleed. Ons moet vergelyk aan God se wil vir ons lewe, voordat ons dit aanneem, of voordat ons dit afkeer. Amen? We need to ons moet dit vergelyk aan God se woord. We need to do that. Aanvaarding of afkering. Wanneer ek en jy negatiewe gedagtes begin dink, begin ons dit aanvaar? Ons aanvaar dit.
Kom hoor mooi, ek is nie mooi nie, ek is nie slim nie, ek is vet. I am not streamlined anymore. I do not have muscles. I am getting grey. Ja. Julle sien wanneer ons dit by ons gedagtes kom, moet ons dit aanvaar of afkeer. En dan baie keer moet ons onthou waar daardie gedagtes vir ons gegee word. Baie van die idees of voorstelle kom van ons families af. Maar trap ek vandag op tone. Jy beter ordentlik in jou skoolwerk wees. Jy beter ordentlik leer, want anders gaan jy nie 'n werk kry nie. Kan ek vra hoeveel van julle dit al vir julle kinders gesê? Ja, kyk net daar. You need to make yourself, hoe het ek gesê, jy moet jouself onmisbaar maak. Is dit 'n goeie of 'n slegte gedagte? Ek dink is 'n goeie gedagte. Because you can prove yourself that you are worth your while. Is nie 'n slegte gedagte nie. Maar as iemand vir my sê, "Yo, Brett, jy's besig om kan ek 'n mooi Afrikaanse woord gebruik? Hey Brett, jy's besig om dik te word." Dan moet ek nou kyk of dit die regte ding is. Jy weet, dan gaan staan ons so in die voor die spieël en dan trek ons so ons pensie so in en al daai, dan moet ons maar mooi gaan kyk. Julle sien baie keer kom daai voorstelle van ons families, goeie vriende. En baie keer dink hulle dit wat hulle sê nie verkeerd is nie. Sien, ek het altyd gedink as ek my kinders gesê het, julle beter leer, anders dan gaan jy nie 'n werk hê, 'n goeie ding is. Dis nie 'n goeie ding nie, want ek het negativiteit oor my kinders gespreek. You understand? So ek en jy moet baie keer ook dink wat ons sê. Jy sien, wanneer ons enige negatiewe gedagte of idee entertain. Die Engels het 'n mooi woord, entertain. If we start entertaining a negative word or an idea, we are allowing ons is besig om die vyand die geleentheid te gee, sodat daardie negatiewe gedagte kan posvat in ons hart. When we start entertaining it. En weer eens soos wat ek sê, as ek 'n movie kyk waar hulle die Here se naam verkeerdelik gebruik of sleg gebruik, dan sit ek dit af. Ek gaan dit nie entertain nie, want as ek dit entertain, dan bly dit binne in my hart. Jy sien dan die volgende keer, dan doen hulle 3 of 4 of 5 keer, en dan die volgende keer, dan gaan dit aan en aan en aan, en dan voordat ek weet, dan sê ek, no, I don't have a problem with that. Jeremia 48:41 en die NLV sê vir ons, hy sal die dorpe van Moab inneem en die vestings oorneem. Daardie dag sal Moab se krygsmanne so bang wees, soos 'n vrou wat geboorte gee. Elke gelowige het die autoriteit om God se woord te gebruik, om die gedagtes en idees wat die vyand in my en jou gedagtes wil toelaat, om dit daar stop te sit. One time, God's word says, en ek het julle al baie keer gevra, glo julle dat hierdie woord die volle waarheid is en niks anders as die waarheid nie? You understand? From beginning to end. God se woord sê dat hy daar is vir my en jou. Vervanging. Dit is nie genoeg dat ons net afkering afbreek van die verkeerde gedagtes het nie. Ons moet daardie negatiewe gedagtes begin vervang met die waarheid van God se woord. 1 Kronieke 28:9 sê vir ons, en jy Salomo, my seun, sorg dat jy die God van jou pa leer ken. Dien en aanbid hom met jou hele hart en met 'n gewillige verstand. Want die Here sien elke hart en verstaan en ken elke plan en gedagte. As jy na hom soek, sal jy hom vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verwerp. Julle sien, God se begeerte vir my en jou is, dat ons die regte dinge sal begin dink. Regte dinge sal toelaat, regte denke sal toelaat. Dat God die goeie dinge in ons lewens laat gebeur. Want God se woord sê, ek het vir jou voorspoed, en nie teëspoed nie. God wants the best for me and you.
but are we allowing God to give me and you the best? Vernuwing. Romeine 12:2-53 sê vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Is hierdie nie 'n bekende skrif wat ons gebruik om te sê, die Here sê, ek moet alles beproef in die lewe, maar ek moet net die goeie behou. Kom ons wees eerlik met mekaar, almal ken my skrif mos so. Herman, as jy iets verkeerd doen, dan die eerste skrifgedeelte wat ek gewoonlik kry is, nee, God se woord sê, beproef alles, I can try everything out. Ek moet net die goeie onthou. No. There is wrong and there is right. En om die verkeerde te beproef, you on the wrong road. Don't even try it. Don't even go there. Ek en jy moet die manier hoe ons dink verander. Maar hoe doen ons dit? Filippense 4:8 in die Boodskap Bybel sê vir ons, hoe ons dit moet doen. Weet julle waaraan julle moet dink, in plaas daarvan om julle te sit en bekommer. Dink aan dit wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Jy sien, ons kan so baie tyd spandeer aan die nuttelose, dit wat nie bekommerd is nie, of wat niks werd is nie. Kan ek vir julle vra? Kan ons vandag eerlik wees met mekaar? Kan ons eerlik wees? Can we be honest? How much time per day do you spend in God's word? 5 minutes. Kom ons wees eerlik met mekaar. 5 minute. 10 minute. 20 minute. Kom ons vat dit 'n halfuur. 30 minute in die oggend, 30 minute in die aand, geef my 1 uur op 'n dag. 'n uur en 24 uur wat ons spandeer aan God op God se woord. En die ander 23 uur dink ons aan 'n klomp nonsens. Verskoon my woorde. Jy sien maar, wanneer die pop op die ven stryk, dan wil ek onmiddellik draai na die Here toe, onmiddellik hierdie Bybel optel en sê, Here, ek het nou aangejaag. Asseblief, nou moet U my help. Psalm 40:18 in die NLV sê vir ons, ek is arm en behoeftig, maar die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God moet tog nie uitstel nie. Jy sien, God dink nie net aan ons nie, maar God weet ook alles wat ek en jy dink. Alles. My gesegde vir baie mense is, you can stand in front of me, you can lie to my face, I will believe you, but God knows what is the truth. God knows what is the truth. God knows what you are thinking and God knows your heart. Hoe verander ek en jy ons denkpatroon? Vinnige paar. God weet wat ek en jy dink. Ek en jy kan 'n klomp mense aan die neus rondlei, maar nie vir God nie. Matteus 9:4 in die NLV sê vir ons, maar Jesus het hulle gedagtes geken en vra toe, waarom dink julle sulke slegte dinge in julle harte? Man, I think if Jesus stood in front of me and said, Brett, hoekom dink jy hierdie van so en so en so? Ek dink, ek dink ek sal met my mond oop staan en sê, Lord, please forgive me. Please forgive me. You see, God knows what each and every one of us thinks about. God weet selfs wat die ongelowiges dink. Jy sien, God weet alles. Elke persoon, selfs die een met die donkerste gedagtes of aksies, kan vergewe word. Anybody can be forgiven. En jy kan nie aanhou om positiewe en negatiewe gedagtes in dieselfde plek te plaas nie. As jy die woord van God in jou gedagtes plaas, maar jy is besig om die negatiewe dinge te entertain, gaan jy nie survive nie. Hoor mooi,
As jy jou gedagtes plaas in die negatiewe, en jy entertain die negatiewe dinge, gaan jy nie survive nie. Maar jy gaan ook nie floreer nie. Julle sien, positiewe denke verleng jou lewensduur. Het julle dit geweet? Positiewe denke verleng jou lewensduur. Ek weet een van my kollegas se ouma is al 105 jaar oud. 105 en die enigste ding wat die tannie vra is, sy wonder wat sy verkeerd gedoen het aan die Here, want haar helfte van haar familie of 3/4 van die familie is reeds weg. Die Here het haar vergeet. Dis al wat die tannie sê. 105 jaar oud. En sy wonder net, wat het ek verkeerd gedoen? Die Here het my nog nie kom haal nie. God is blessed, net soos wat ek gesê het, nie, julle wat almal hier wat klein kinders het, God is blessed you. God has blessed you richly. Jy sien, positiewe denke gee vir jou 'n laer kans van depressie. Hoor mooi, dit gee jou 'n laer kans van depressie. Hou siektes weg. En dit gee vir jou 'n beter geestelike en fisiese lewe. En dit help jou ook om stres beter te hanteer. En dit help jou ook om beter verhoudings te hê. Amen. Jy sien, baie keer as ek negatief is, dan sê jy vir my, nee, stop. Moenie uit pad gaan nie. Want ek weet, as daar negatiewe goed is, dan raak ek en sy bietjie dikbek van mekaar. En dan nou moet ek weer bietjie gaan verskoning vra en sê, sorry babes, I was wrong. I didn't see it in that light. Herfokus jou denkwyse op God, sy woord en elke oplossing wat God vir jou probleme het. Ek en jy moet ten volle op God vertrou. Jesaja 26:3 in die NLV sê vir ons, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Die mense wie se gedagtes op U gerig is. Jy sien, moenie toelaat dat jou gedagtes jou weglei van God af nie. That's very, very, very important. Moenie laat jou gedagtes jou weglei van God af nie. Laaste een, maak seker dat jou gedagtes God behaag. Jy sien wat ek nou gesê, God weet alles. Manne, hoor mooi. As daai gultjie daar verbyloop sonder met min kleertjies aan. Come on. Ek is ook 'n man. Julle het my die geleentheid gegee om eerlik te wees met julle. Daai gultjie daar verbyloop wat nie geld het vir klere nie, wat die minimum aan het. Can I ask you rather turn around? Rather turn around because you're going to allow thoughts in your mind that is not pleasing to God. En dames, nie elke spiertier is daar om ook sulke gedagtes te kry nie. Hoor julle mooi? Because you see, the devil uses those things to take our mind and to take our minds off of God. Want God se woord sê ook, al kyk jy na die dame en jy begeer haar, Yvonne's not going to know if I do it. Yvonne's not going to know what's going in my thoughts. But God knows. God knows. Doen ek dit? Ek gee julle vandag my woord, ek gaan dit definitief probeer, as ek weer op 'n plek is en daar gaan ek net so omdraai en sê, Lord, please forgive me, I don't want to see anything. Amen. Hoe is die laaste een? Die enigste manier om ons lewens te verander, is om ons denke en attitudes te verander. Want julle weet ook, your attitude determines your altitude. Efesiërs 4:23 in die Boodskap Bybel sê vir ons, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge begin te dink. Laat God se denke ons denke wees. Psalm 49:4 NLV. My mond sal wyse woorde praat. My gedagtes sal getuig van insig. En dan Psalm 51:12 in die NLV. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. En daardie is die vers wat ek vasmaak in my hart. As daardie dame verbystap wat nie geld het vir klere nie.
Here, skep in my 'n rein hart. Gee my 'n nuwe, standvastige gees. Amen. Praat ek met iemand vandag? Praat ek die waarheid? Manne, kan ons eerlik wees? Praat ek die waarheid? Kom, is nie net ek wat my hand oplig nie. Ja, thank you. Dankie. Ek wil graag afsluit met die volgende. Die beste manier om my en jou gedagtes te verander, is om tyd in God se woord te spandeer. En ek het dit baie keer voorheen gesê, ek spandeer meer tyd op Facebook as wat ek in God se woord spandeer. Come on. We are honest with each other this morning. Jeremia 29:11 weer eens sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. God het 'n plan spesifiek vir my en jou. God sien uit daarna dat ek en jy dit vandag en elke dag wat ons lewe sal inneem, sal vat en dat ons dit sal geniet. You know what? I enjoy myself just as much today serving God than I did in my BC days. Even much more. Much more because I know I'm doing the things right. I'm not doing the right things, I'm doing the things right. Jy sien, is maklik om die regte dinge te doen, maar doen ons dit reg? My gebed vir elkeen van julle is, en as ek op julle tone trap, het ek op my eie tone getrap, wild. My gebed is, waaraan dink jy? Gaan ons daai negatiewe gedagtes vervang met positiewe gedagtes? Gaan ons daai verdagtes vervang deur te sê as jy in 'n parking area sit waar ek wond sit en wag terwyl sy shopping doen, because you know what, you can shop with her in the shops. Hey, it's better sitting in the car and waiting. Is dit nie so nie, mans? Want dan tel hulle hierdie garment op, lyk dit mooi? Nee, dit lyk nie mooi nie, maar ons vat hom saam. Op die einde van die dag is daar 10, wat 'n een, and I'm not there to choose. So I rather sit in the car. En dan sit ek daar so en dan klim maar 'n persoon langs my uit of oorkant en sê ek, jo, kom jy so dorp toe? Jy sien waar ek daar kon gesit het en gesê het, Here, dankie dat ons die voorreg het dat die wond kan gaan shopping doen. Here, dankie dat ons die voorreg het om hier te wees. Here, dankie dat daardie persoon wat uitklim, Here, my gebed is dat, of as daardie persoon jou nie ken nie, dat jy iemand in daardie persoon se lewe sal bring, dat hulle pad saam met jou sal begin stap. Jy sien, dat ek en jy nie die negatiewe sal sien nie. Dat ek en jy die positiewe sal sien. Tannie Bertha het ek 'n punt aangeraak, that's, ja, ek weet. Amen. Can we start today? Because you know what, we're entering a season where it is really tough for certain people. Die selfmoordsyfer is op die hoogste in hierdie tydperk wat ons nou ingaan. Die tydperk waar ons nou ingaan is waar die meeste mense hulle werk verloor. My gebed is dat ons sal dink aan die Here en dat die Here sal voorsien en dat daai dinge nie plek het om die negatiewe gedagtes plek te gee, kans te gee om vas te sit in ons hoofde nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, U ken elke een van ons se gedagtes. Here, my gebed vir myself en elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister. Lord, is that we will make you number one. That we will fill our minds with positive thinking over you, Lord. Here, laat ons die negativiteit sal wegstoot, sal verwyder in ons denke. En as iemand begin negatief praat, laat ons sal sê, no. My God is in beheer. My God sê vir my dat ek moet positief wees. My God sê vir my dat hy net goedheid vir my wil hê. Here, laat U met elkeen van ons sal wees. In 'n seisoen wat ons nader, waar daar 'n klomp negativiteit is. Lord, that we will start talking your name, that we will start talking positiveness. Ek vra dit en ek dank U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem asseblief.